Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 1 Oktober 2025 en ek groet julle hier vanaf die Groot Rivier. Gister het ek met julle gepraat rondom die hoogverraad en het ek 'n parallel probeer trek tussen die vernietiging van Suid-Afrika tot nadeel van ons mense en dis hoogverraad aan die kant van die ANC teenoor hoe hulle probeer om hulle mislukkings en probleme een kant toe te druk en te fokus op AfriForum en Solidariteit se besoek daar in Amerika. Maar dit was gisteroggend toe ek hoor dat Suid-Afrika is nou afgegradeer. Hy's nou op die dophou-lys oor mensehandel. En ek dink by myself, my magtie nou, dis nog iets wat 'n mens net nou en dan van hoor hier in Suid-Afrika. Maar Suid-Afrika is deel van twee BRICS-lande wat dan gelys is, Brasilië en Suid-Afrika. En onder andere is daar in die afgelope 3 jaar geen inhegtenisnemings of vonnisopleggings gemaak teenoor mensehandelaars nie. Daar's ook 'n afname in die hoeveelheid gevalle wat vervolg is en dit spreek dus van 'n afname in effektiwiteit van die polisie wat getaak was met daardie lande. Nou sê hulle, as dit nie verbeter nie en Suid-Afrika word op die sogenaamde swartlys geplaas, dan beteken dit dat daar sanksies teen Suid-Afrika toegepas kan word. Nou hoe dit ook al sy, van watter kant af dit nou kom, of dit nou is as gevolg van hulle buitelandse beleid, as gevolg van swak werk binnelands, dit lyk vir my of sanksies wel oral op pad is. Maar ek dink die mees skokkende storie tans is die Tembisa Hospitaal skandaal. Daar op die Soweto Wetten se voorblad, ruthless. Die wyse waarop hierdie syndikaate te werk gaan, weerspieël absoluut geen menslikheid of omgee vir die mense wat swak is, siek is en so meer nie. Ons praat van 2 biljoen rand wat gesteel is. En ek het 'n opmerking van The Kiefness gesien waarin hy sê, it's a special kind of evil to loot billions of rands from public hospitals. En dan blameer hulle die swak toestande in die hospitale op apartheid. Apartheid is die scapegoat. Die hospitale is vervalle, daar's nie genoeg beddens nie, daar's nie genoeg medisyne nie. Dis chaos in die staatshospitale. Maar met goeie rede blyk dit te wees. Want dis net asof daar geen perke is aan die hoeveelheid geld wat gesteel word nie. 2 billion stolen from one hospital in one province. Extend that to all public hospitals, government buildings, SOEs, government departments. We are speaking about trillions stolen in the name of empowerment. En dan wonder we hoe ver in die regering op loop dit. En nou sien ons daar deur Newsroom Africa, one of the suspects involved in these tenders at Tembisa Hospital is the nephew of President Cyril Ramaphosa. En dan besef jy ook generaal Mangwanasi se probleem met Tjuno, die voormalige minister van polisie, dat daar ingemeng word polities, dat daar oral politieke beskerming vir kriminele is, soos wat ons dan ook in hierdie geval kan sien.
The ANC is a mafia party and they can't hide it anymore. Maumela, dis Andile of Morgan Maumela. Morgan Maumela. Dit is 'n klein neef van Cyril Ramaphosa van Pinocchio met die kinders wat hy gehad het by sy eerste vrou en so meer. En dit beteken dus dat Andile Ramaphosa en hierdie Morgan Maumela is neefs in die ou einde van die dag. Nou, name wat ook nou al uitgekom het, wat ook gekoppel word nou aan hierdie hele saak, is hierdie Cat Malala, die Cat Malala situasies, en dan uit die aard van die saak, en neem kennis, dat die persoon wat hierdie na vore gebring het, is 10 keer geskiet, doodgeskiet. Ek kom terug daarna toe. Dan wonder 'n mens, waar gaan dit eindig? Maar die besef kom baie sterk nou deur, dat daar geen salf aan te smeer is, vir hierdie ANC regering nie. Dat die party verrot is van bo tot onder, soos duidelik hier ook deur Mabalula gesê word. If we fire every corrupt ANC member, only the tea lady would remain, and even she's on final warning. Dit is hoe erg die situasie al is. As hulle dit self erken, dat haas almal daarbij betrokke is. Dus dan wanneer ons vir onsself die vraag moet vra, ons moet vir onsself die vraag vra, is dit nie hoogverraad teen die mense en die inwoners van die land nie? Hierdie massiewe bedrag, wat wil hulle moet alles maak? As ons gaan kyk na hierdie Morgan Maumela, het oor die 870 miljoen rand uit die Tembisa kontrakte uitgesteel. Hy het 4 luukse sportmotors. En wat is die kar se naam? Maar ja, dit is nog 'n beter ene as Ferrari en daai en 'n Porsche en hierdie goed. Sit nou op my tong. Ek kom net nie op die naam daarvan nie. Maar huise teen die see, Bantry Bay huise in die mooi woonbuurte, hulle is so ver verwyderd van die armoede af. En hulle kan alles met hulle geld doen wat hulle graag wil doen, sonder om aan die nood van die massas blootgestel te word. En uiteindelik gaan dit die massas wees wie se woede gaan oorkook en wat gaan kom vir ons in Suid-Afrika. En omdat hulle, soos ek daar net nou gesê het, van verkiefnis, alles op apartheid blameer, gaan hulle na die wit mense toe kom, want dis die mense wat geblameer word vir apartheid. Dit raak tyd vir die Chinese opsie. In China het hulle nou die voormalige minister van landbou ter dood veroordeel vir $38 miljoen wat hy in omkoopgeld ontvang het. 38 miljoen in omkoopgeld. Dis nie eens die helfte van dit wat Maumela gesteel het nie. Maar dit is China. Dis nie Suid-Afrika nie. Maar dit lyk tog dat ergens vorentoe sal hierdie tipe van strawe moet toegepas word met onmiddellike effek. Anders gaan hierdie stryd teen misdaad nooit omgekeer word, nooit verander word nie. En dan natuurlik, wanneer daar nou fluitjiesblasers na vore kom, dan sterf hulle op snaakse maniere. In die ou dae
Was dit Winnie Mandela met haar tyres en vuurhoutjies, wat mense geïntimideer het? Tye wat vol petrol gegooi word, brand gesteek word met 'n vuurhoutjie, en so is die persoon lewendig uitgebrand op die wreedste denkbare wyse, wat geen erkende joernalis in die westerse wêreld ooit as waar sal aanvaar nie. Die wreedheid ken geen perke nie. Maar nou dat almal toegang tot wapens het en vuurwapens het, sien ons hierdie klas van moorde wat plaasvind. Kyk hoe's daai krag vol gate geskiet. Dis net eenvoudig ongelooflik om te dink dat dit gedoen word, maar dat dit in ons senior kringe, lyk my, juis daar gebruik word om hulle self en hulle eie belange te beskerm. Nou mense, ek sê vir julle, hierdie gemors kan nie gestop word nie. Hierdie gemors moet homself vernietig. Die land kan nie gered word nie. Hy is klaar vernietig. Ons is in die laaste stuiptrekkings van privaat inisiatief. Ons het geen idee wat dit ooit sal kos om hierdie land te herbou nie. Maar miskien sal ons dit kan doen, voetjie vir voetjie, wanneer daar niks oor is nie. Wanneer hulle mekaar uitgeroei het, uitgewis het. Wanneer hulle met hulle aanslae teen ons kom. Dan. Daarom is dit belangrik dat ek en jy onsself moet voorberei vir 'n baie moeilike en groot tyd, uitdagende periode wat op pad is na ons toe. Dat ons reg is om na onsself te kan kyk. Dit maak nie saak hoe ons redeneer ten opsigte van goed en sleg in Suid-Afrika nie. Die sleg is besig om te wen. En die goed sal moet wag vir die regte tyd. En ongelukkig is die regte tyd wanneer hulle self vernietig het, alles stort in duie, dis die regte tyd. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek praat dan môreoggend weer met julle. Mooi loop, lekker dag.